Right, ek is hier so by Zematic Nampo 2026, nee. Luister hier, hulle het cool goed hierdie jaar hier so nie. Onder andere, kyk hy pivot. Ek dink as om jy 'n stripper onder deur om ry as jy traai, nee. Luister hier so, kyk 'n bietjie wat het hulle hier en dan die ander ding is vir tegnologie. Deesdae baie belangrik. Maak seker dat jy dit goed reg neersit en hulle reël sommer vir jou terms. Kom ons vind 'n bietjie uit 'n werkie storie. Tanya, hoe lyk dit? Hallo Andre, hoe gaan dit? Nee, wat doodstil rustig. Lekker besig in Nampo. Redelik, nee. Ja. Okay. Eerste ding is ek weet nou ek moet goed nat maak en te kere gaan en al die goed. Ja, en as dit moisture probes en al die goeders. Maar jy sê ons gaan nou 'n bietjie in die toekoms gaan inkyk, nê? Nee. Ja, definitief en dan hierdie jaar is ons baie opgewonde om net vir alle boere te sê dat ons gee saam met Pessel 2000 weerstasies weg tydens Nampo. So al wat die boere hoef te doen is net hierdie QR-kode scan, registreer en dan kan die boere ons gaan dan kies wat se boer dan dan is al gelukkige trekking om 'n weerstasie te wen. Dan kry jy daai weerstasie, hy maal hulle op jou plaas en dan kan jy 'n bietjie check hoe hy werk, nê? Nee. Ja, en die platform is geïntegreer met ons FieldNet app, so dit is nie asof daar 'n aparte app is nie, alles is onder FieldNet, so dit is baie lekker. Uitstekend. Tanya, dankie baie. Dankie. Right, so, kom ons glip hier oor na Timo toe. Woe! Dit is die bikes oor kry en dan right. Timo, hoe lyk dit? Nee, Andre. Nee, wat? Aan die gang, die dinge hardloop. Dis mooi. Okay. Sê gou vir my Zematic, net so in 'n neute dop. Julle hoof fokus in die wêreld. Wat doen julle presies? Andre, ons hoof fokus is om vir jou as boer nat mielies te gee. Ongelukkig is dit 'n produk wat saam met dit moet gaan. Ek dink boere van vandag is al redelik taamlik keelvol om vir smouse op sy plaas te kry en te dink almal wil net iets aan hom verkoop. Maar op die einde van die dag 'n mielie of 'n sojaboontjie of koring of wat ook al se gewas jy het, kan nie groei sonder water nie. En party ouens is bevoorreg genoeg om water te hê wat hy kan uitpomp deur 'n stelsel soos die. En ek meen as jy nou gaan kyk na hierdie goed. Ek vat nou sommer net al hierdie verskillende nozzels wat hier so besig is, nee, want daai ene spuit, daai ene waar is daai een wat wobble, nee. Ons het nie eens 'n wobble hier nie hierson. So die wobblers is die statiese spuite. Het julle ja, maar dit maak seker sin want hulle gaan my nat gespuit. Sou julle nat gespuit het hierso. Hierdie is maar nou maar net om die pulsating te wys sodat jy kan sien ons kan nozzle per nozzle kan jy aan en af sit en water gee soos wat jy nodig het met die variable rate irrigation. Want die ding is nee, jou application van water, jy weet dis wat ek altyd sê 90% van besproeiing is juist dit, besproeiing. 100%. Nee. Jy sit al klaar met 'n vaste koste, jou kunsmis, jou gif, jou trekkerkoste, diesel, al daai goeders. So jy moet nou daai water so goed as moontlik gaan bestuur om op die einde van die dag wil ek amper sê jou insette te beskerm. 100% en ek dink dit is meer as ooit het ons dit belangrik hoe om kostes te bestuur en dit is maar wat hierdie produk doen. Is koste bestuur op die einde van die dag want jy as boer, jy betaal al reeds so baie geld vir al hierdie ander goed en besproeiing is nie goedkoop nie, maar baie boere oorbesproei ook uit onkunde uit, maar so 'n tipe produk gaan jou help om minder insetkostes te hê sodat jy die optimale water kan neersit vir wat ook al se gewas jy nodig het. FieldNet se Rolls-Royce as dit kom by besproeiing bestuur, nee. Maar hoekom is die ding so duur? Andre, jy moet ek verstaan dis 'n goeie vraag hoekom is hy so duur, maar ek dink ou moet kyk wat alles saam met dit kom. Daai subskripsiefooi wat ou betaal vir dit is daar's 'n SIM-kaart daar binne wat jy nooit weer in jou lewe hoef data op te laai nie. Forever and a day, solank wat jou subskripsie betaal is, whether jy in Tanzanië sit en of jy in Suid-Afrika sit, daai data gaan jy kry vanaf daai SIM-kaart wat ons betaal met daai subskripsiefooi. Die weerinligting wat ons kry, Mythos is nou 'n goeie voorbeeld. Die weerinligting wat hy daarvan aftrek, dit is voorbetaal. So daar's 'n paar produkte wat saam met dit gaan en maar die ingenieurswese agter dit en die jare en jare se inligting wat in dit ingetrek word om vir jou as boer 'n goeie dataset te gee op die einde van die dag. En ek neem aan ook die akkuraatheid van wat dit wat jy en ek meen jy kom nou voordat jy hier was, ek is nou in 'n gelukkige posisie om jou nou al lank te ken. Ja. Die presisie boerdery kan, waar jy verskillende layers op mekaar sit. As jy variable rate kunsmistoediening gaan toepas byvoorbeeld, nê?
dis niks anders as wat jy hier doen met jou water Presies. op die einde van die dag nie. En jy's bereid om amper sê R500,000 te drop op 'n auto-seer system met al jou variable goeders en al daai tipe van dinge, maar dan is die ouens nie bereid om dieselfde tipe van geld terug En te dalk kom minder hiernatoe en minder. Ja, is baie minder as wat daai is, maar Ja. wat ek bedoel in moes noem dit maar 'n hektare vergelyking, nê. Definitief. Om actually 'n ding wat belangriker is, nê, uit jou waterkomponent is dit ordentlik te bestuur, nê. 100% Andre, ek dink jy slaan die spyker daarso op die kop. En dit is nie altyd noodwendig hierdie produk waar jy 'n solenoid bo op elke nozzle het, is dalk nie vir jou as boer op hierdie stadium nie. Dit is dalk bietjie te gevorder, maar net selfs deur FieldNet kan jy variable rate net in pizza slices alreeds doen. As jy jou vloeimeter by die senter van jou pivot het. En gepraat van vloeimeters, hierso het ons vloeimeters op 'n lekker Nampo special ook. 'n 6 duim en 'n 8 duim magnetiese vloeimeters. Okay, nou wat maak dit nou anderster? Jy het 'n baie akkurater lesing en jy kan ook hoër vloeie lees op die einde van die dag. Ag, want ek het nou nog nie gekyk nie. Ek het aangeneem so dis nie 'n wielietjie nie, né? Nee, dit is 'n magnetiese vloeimeter. Want ek moet net die deur inkyk. Ons hy hardloop mooi deur daar. Yes. Okay. En dan gee En vir jou jy kan lesing self, jy hierso. kan daai lesings gebruik vir die waterwese vir wanneer jy jou waterrekening moet betaal. Weer eens, dit is ook nie 'n goedkoop uitstappie vir 'n boer nie, maar dit is besonder akkurate lesing. Ek dink enige boer dink altyd, "Oeg, nee, ek kan nie 'n magnetiese vloeimeter koop nie want hy's te duur." Maar ek dink hierdie Nampo Special wys vir julle dat ons julle as boere wil bystaan dat jy ook goeie produkte op jou plaas het. Vraagie. Ons moet baie meer effektief boer, né? Hierdie en dit ding is wat is hy nou 16,000, né? Vir 'n want dit is nou 8 duim. daai jobbie wat ek nou sal opsit Yes. daar by my, né? Kan ek daai ding gebruik om die effektiwiteit van my pomp te bepaal om te sien hoeveel water ek daar deurkry, meet weer die krag aan die ander kant en op die einde van die dag as ek byvoorbeeld iets soos 'n WSD insit om te sien hoeveel liter per uur ek basies pomp, maar dan weet jy presies, hoor jy, ek doen hierdie en dis klomp goed wat jy kan, 'n simpel ding soos waar choke jy jou kraan, né? Is baie keer hoeveel krag jy gebruik, baie meer effektief ensovoorts, maar jy wil nog steeds weet, jy kry die druk en die liters wat deurgaan. 100% en Andre, dit wat jy nou genoem het om 'n kraan te choke. Ek beveel dit glad nie aan nie. Jy moenie 'n kraan choke Hoekom nie. nie? Sit 'n WSD op. Want choke 'n kraan, dan werk jou pomp harder, jy gebruik meer krag. Eskom is nie goedkoop nie. Ja, maar wag, hang vas, né? Want ek is nou alles op Star Deltas, né? En so hulle hardloop en hulle trek hulle self, hy spin homself op. Maar nou wil jy hê ek moet nou hierdie helse kapitale uitleg aangaan, né? Want 'n WSD is nie cheap nie, né? En as jy nou daai 'n WSD is cheap. Tot net jy met 12 of 15 of 20 maal, né? Dan is dit nie meer so cheap nie, né? Maar wat is die ervaring wat jy gehad het? Kry jy daai geld actually terug? Andre, ek dink as jy effektief pomp en nie oorbesproei nie, betaal jy al daai toerusting in jou eerste jaar terug. Whether dit op 'n opbrengswen is, want jy besproei optimaal, en of dit is op jou kragbesparing of jou waterbesparing. Party ouens, jy sal weet daar waar jou pa hulle boer, water is nie goedkoop nie. Ja. Dit is nie meer soos in die ou dae waar dit baie cheaper was. Die krag is glad nie meer goedkoop vir die ouens wat nog Eskom aansluitings het nie. Nou as jy net daar kan spaar, ons praat nog eers van die opbrengs wat jy wen, as jy 1 of 2% spaar op 'n paar duisend ton wat jy gaan stroop, dan het jy al jou toerusting terugbetaal van 'n 50 of 'n 60 Ek sê 'n ding nou terwyl jy praat. Groter is dit, hulle praat van 'n super La Nina wat kom. Ja, kyk, ek meen dit gaan een van twee goed wees. Of ons gaan verdroog of verspoel, een van die twee, maar is risikoverskansing om jou water wat jy wel het, want dit gaan dalk nie die eerste jare 'n probleem wees nie. Ja. Maar as hy 2 of 3 jaar hou, jy gaan jou water moet laat verder gaan. Definitief. En ek dink ons sien dit nou al. Die besproeiingsuitlegte binne in Suid-Afrika veral is nie meer soos wat dit was 10, 20 jaar terug nie. Hoe moeilik is dit om waterregte nou te kry? Hoe moeilik is dit nou om 'n dam te stoot sodat jy meer kan besproei? Nou het jy net X hoeveelheid kubiek water wat jy kan gebruik en dit is die manier hoe jy dit gaan bestuur om seker te maak gepaard met FieldNet en FieldNet Advisor of 'n variable rate irrigation om seker te maak dat jy jou water so ver kan stretch as moontlik. Want dit gaan nie altyd nat bly nie. Ons gaan weer droë jare kry. Ooh, okay. Nou is die ding. As ek 'n trekker wil finansier, dan het ek mos nou 'n trekker, nê. Ekskuus. Maar jy gee nou vir my tegnologie, nê?
Die bank gaan ons nie tegnologie finance, hulle ons dit nie, want hulle kan nie die goed by my vat nie. Nee. Ja, André, ons is baie gelukkig. Ons het saam met Standard Bank, noem ons dit Triple P Financing, so lekker slogan, Pivot Pomp Pipeline. Ja. So al jou tegnologie wat op die pivot is, word saam met dit gefinansier. Met jou pomp, met jou pipeline. Deur Standard Bank, so jy kan jou naaste Zematic handelaar kontak en jy kan met hulle gesels daaroor. Daar is Standard Bank het hulle area bestuurders wat elke area dien, maar ons is gelukkig om daai vennootskap met hulle te hê en dat hulle bereid is om die boer so te help saam met ons. Hoe verskil dit van jou normale finansiering wat jy dan nou kry? Ek meen obviously jy moet nou waardigheid en alles. Het julle nou na hulle toe gegaan en gesê, luister hier, pump the brakes. You've been financing pivots wrong. Nee. Definitief, want ek dink ons het almal vasgekyk oor hoe die mekanisasie ouens finansier, want dit maak sin, jy het 'n vaste koste. 'n Pivot is 'n variable koste, want jou pivot gaan anders te wees as die buurman se. Of dit met lengtes is, pypdikte is, met spuite, jy weet daai prys gaan verskil. Ons het gesê, hoekom wil ons 'n subvensie doen van 'n prima minus? Hoekom finansier ons nie die hele ding nie? Want altyd in die verlede het die banke net die pivot gefinansier, want dis wat hulle kan sien. Maar jy kan nie die pipeline sien nie, so nou kan ons hom nie finansier nie. Of ons kan nie die pomp sien nie, want hy's in 'n pomphuis onder by die dam. So gepaard saam met dit, lekker met Standard Bank gesels. Hulle het verstaan, luister die besproeiingsaanleg is meer as net 'n pivot. Dis net 1/3 van die hele sommetjie. Ons het die pipeline en ons het die pomp nodig, want sonder daai is die maar net 'n struktuur wat in die land staan. Ek is so dankbaar dat iemand logika na hierdie party toe gebring het. Timo, so ek praat dit met my plaaslike ou en dan gaan hulle my verder in die regte rigting. Chat met jou plaaslike Zematic handelaar en hulle sal jou in kontak sit met die regte ouens, dat hulle kom opmeet, jou kwotasie uitkry, hulle stuur dit vir Standard Bank en Standard Bank het favorable terms vir hulle kliënte wat hulle het en dan vat ons hom daarvan af. Uitstekend, Timo. Dankie baie. Thanks André. Right, dan net die omdraai. Logika en pivot finansiering. Yay! Okay, luister hierso. Kom met hulle in kontak en dan kan hulle sommer vir jou lokstok en barrel die hele lot doen en ek dink dit is awesome. Nee, wie wat dink 'n bietjie daaroor? Meer effektiewe applications. Sit die goeders ordentlik neer. Veral as jy kunsmis deur jou pivots gooi, al daai tipe van goeders. En dan ook as jy met 'n stroper onder deur die pivot wil ry, nee. Ek weet jy gaan 'n stroper onder deur die pivot. Dis 4.9 meter, so klein stroper sal. Klein stroper sal daar onder deur gaan, nee. Wel, die lusering, sters en trekkers kan daar onder deur gaan. Zematic hier op Nampo. Tot volgende keer. Groete.